Paar maande terug het ek 'n oproep van Annelie afgekry en ek is op daai stadium in Bloemfontein met vergaderings gewees toe sy my bel. En sy vra vir my of wil ek nie die kamp weer saam met julle kom doen nie. 3 jaar terug was ek hier so en dit was 'n groot jy weet voorreg vir ons en dit was regtig iets wat vasgesteek het in ons geheue, is 'n goeie ervaring. En dadelik het ek gesê ja nee, ek dink ons moet 'n plan maak om dit te doen. En toe begin ons gesels oor 'n tema. Net voor sy daai oproep gegee het, 2 of 3 weke voor dit, preek ek 'n preek in die tuiskerk waar ons aanbid. Ek sê die predikant daar nie, maar dit is ons tuiskerk waar ons lidmaatskap is. En die preek se naam is Ek is dors. En sy bel my en sê, wat is die tema? En ek sê nie wel, julle moet kies. Sê vir my wat die tema is wat julle wil hê. En sy sê vir my, wat van dors? En ek vra vir haar, het jy ergens 'n preek, het iemand dit opgeneem of ek sê nee, dit is net iets wat by haar opgekom het, is dors. So ek was dankbaar want een van die preke vir die naweek was klaar geskryf. So. Maar dors. Ek dink dit is 'n gepaste tema vir die tyd waarin ons onsself bevind in hierdie wêreld. Ons gaan kyk vanaand na Jesus is dors. Môre in eredienstyd gaan ons die tema hê ek is dors. Môre middag is dit hulle is dors. En Sondagoggend gaan ons afsluit met die dors vir altyd geles. Kom ons sluit ons oop. Here Jesus, soos wat die Sabbatsure aangebreek het, hier in die Noord-Kaap, buite Appington, is hier 'n klein groepie van die kinders bymekaar. En hulle is reg oor die land, Here. En hulle is reg oor die wêreld. Maar hierdie klein groepie van ons, hier bymekaar, wil vra dat U asseblief in hierdie Sabbat naby sal kom en ons sal seën met U teenwoordigheid. Ons vra dat U ons harte sal raak in hierdie paar oomblikke wat ons uit die woord uit gaan spandeer. Nie net ons harte nie, ons verstande dat ons sal verstaan, maar ook ons dryf, ons passie vir U. Wees ons nou naby as ons die woord oopmaak. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Daar's min goed wat 'n mens se kop so skoon maak, so stap. In ons moderne wêreld, in die moderne lewe, het ons so gewoond geraak aan vinnig beweeg. Ons is in voertuie, ons is in karre, ons is in vliegtuie, ons is in alles wat vinnig beweeg, dat ons die wonder van stap tot 'n groot mate begin verloor het. Daardie aksie van een voet voor die ander een en stadig maar seker vorentoe beweeg. Om te stap vat jou lank. Dis waarskynlik die stadigste manier van vervoer, van beweeg, is op jou eie voete. Dis inspanning, dit maak 'n mens moeg, dit put 'n mens uit, dit maak jou dors. En tog op 'n vreemde manier is stap vir my bekorend. Dis iets wat my raak. Dit daag mense kragte uit wanneer jy stap en dit skep die geleentheid in 'n mens se gedagtes om regtig diep en intens te dink oor die lewe. Wanneer ons beweeg op ander maniere, gebeur dit so vinnig dat ons nie regtig daai tyd het om diep te dink oor dinge nie. Wanneer 'n mens stap, bring dit jou in lyn met die natuur en jou omgewing. En is geen wonder dat mense duisende rande betaal vir Caminos nie. Ons het vanmiddag daaroor gepraat oor familie van my wat hierdie skaaptrekke doen hier in die Namakwa-land en wat duisende rande vra. En mense betaal dit om te gaan stap. Daar's waarde aan stap. In antieke tye, Bybelse tye, was die primêre manier van reis met die voet. Mense het geloop.
Mense het geloop waar hulle wou wees. En hulle het honderde kilometers met hulle voete afgelê. En hulle het nie duur stapstewels gehad wat hulle enkels beskerm het en voetsole sag laat loop het nie. Dit was eenvoudige leersandale waarmee hulle honderde kilometers gestap het. En net so het Jesus ook. Jesus het geloop. Jesus het gestap waar hy wou wees. En 'n konservatiewe berekening van die afstand wat Jesus in sy lewe geloop het, gebaseer op wat ons in die evangelies lees, is omtrent 5000 kilometer. Wat Jesus in sy lewe geloop het. En dis net volgens die evangelieverhale. Die waarheid is dat dit waarskynlik meer as dubbel dit was, wat Jesus gestap het. Jesus het geken van ver stap. Is hier iemand wat al in die Midde-Ooste was, Israel, daai omgewing, Palestina? Dis ongelooflik warm. Dis woestynwêreld. En Jesus het in daardie omgewings van Judea en Galilea die wêreld plat geloop. Net vir my hier, iets is, ek plan my, net skoon. Jesus het die wêreld plat geloop in daardie omgewing, terwyl die hittige Midde-Ooste son Palestina geskroei het. En soos wat ons in die evangelies die verhaal van Jesus lees, is hy konstant op reis. Jesus is heeltyd besig. Jesus is heeltyd besig om te loop. Jesus is heeltyd besig om van een plek na 'n ander plek te beweeg, van een dorp na 'n ander dorp. En partykeer word hy in hierdie dorpe aanvaar en ander kere jaag hulle hom weg. Maar Jesus is die heeltyd besig om te stap met 'n sending, met 'n missie. Hy het iets om te gaan doen. In Johannes 4, as julle julle Bybels het, fone het, anders kan ons maar net luister soos wat ek lees. Maar in Johannes 4 lees ons van een so 'n sending. En somme met die intrapslag, laat Johannes, die skrywer van die verhaal, ons verstaan dat hier iets interessants aan die gang is. In Johannes 4 vers 3 en 4 lees ons: Hy het Judea verlaat en weer na Galilea vertrek. Hy moes egter deur Samaria gaan. Hy moes deur Samaria gaan. Vir 'n Joodse leser sal hierdie dadelik uitspring. Die Grieks van wat hier gebruik word impliseer dat dit noodsaaklik is vir Jesus om deur Samaria te gaan van Judea af na Galilea toe. Hierdie sinnetjie sou 'n Joodse leser ongemaklik gelaat het. Want dit is nie normaal nie. Die Jode het die gebied van Samaria met alles in hulle vermy. Daar was konflik tussen die Jode en die Samaritane en dit het al 'n paar honderd jaar voor Jesus se koms begin. Met ander woorde, hier is 'n diep gegronde, diep gevestigde konflik tussen hierdie twee mensegroepe, die Jode en die Samaritane. Die Samaritane ontstaan as 'n volk toe daar vermenging van die Israeliete met die heidense volk, die Assiriërs, plaasgevind het. Nou as ons net so 'n paar honderd jaar teruggaan om te verstaan wat hier gebeur. Met koning Salomo se dood breek die koninkryk in twee, die koninkryk van Israel. En 10 stamme breek weg, hulle word die noordelike koninkryk en hulle word Israel genoem. 2 stamme bly agter, hulle word Judea genoem of Jode genoem uiteindelik. Hulle is die suidelike koninkryk. En hierdie noordelike koninkryk, Israel, hulle word deur die Assiriërs weggevoer in ballingskap. Assiriërs kom maak oorlog teen hulle, voer hulle weg en in daardie ballingskap vermeng hierdie twee volke soveel so dat toe hulle terugkom na Samaria toe, na hulle omgewing toe, is dit nie meer 'n Israelitiese volk wat terugkom nie. Volgens die Jode wat probeer het om hulle self as 'n rein volk te bly behou, as 'n geslote volk wat probeer vermenging vermy het. Volgens die Jode was hierdie Samaritane basters wat verwerp is deur God. En enige kontak met 'n Samaritaan het 'n Jood onrein gelaat. Maar daar was 'n probleem. Want Samaria is presies tussen twee Joodse provinsies. Bo aan die noorde het jy Galilea, wat 'n Joodse provinsie is. Onder in die suide het jy Judea, wat 'n Joodse provinsie is, en Samaria is tussen hierdie twee provinsies.
En dus wanneer die Jode moes reis tussen hulle eie twee provinsies, sou die kortste pad net gewees het om deur Samaria te loop. En alhoewel sommige Jode gekies het om daardie roete te volg, sou die meeste Jode eerder die ompad geneem het, rondom Samaria, oor kan die Jordaan gegaan het, rondom Samaria, deur 'n ander heidense gebied, wat nie so sleg is soos die Samaritane nie, geloop het en aan die onderkant weer teruggekom het in Judea in, net om die Samaritane te vermy, 'n hele dag ekstra se stap. En dis 'n vreemde ding dis vir Johannes om te sê, dat Jesus moes deur Samaria gaan. Want hy het nie nodig gehad om dit te doen. Geen van die ander Jode het dit gedoen. Moes hy deur Samaria gaan, omdat daar nie 'n ander uitweg was nie? Duidelik nie. Dalk moes hy deur Samaria gaan, want hy het 'n afspraak daar gehad, waarvan net hy geweet het. Ons lees verder in vers 6, 5 en 6. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sigar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Dit is waar die fontein van Jakob was. En uitgeput van die reis het Jesus net daar by die fontein gaan sit. En dit was ongeveer die 6de uur. Teen hierdie tyd was Jesus waarskynlik al 6 ure op die pad. Dalk al vroeg die oggend weggespring, 6 ure op die pad. En volgens Joodse berekening van tyd is die 6de uur 12 uur in die middag. So is op die middagson, die son is op sy warmste. En ek gaan vir julle sê, die hitte in daardie deel van die wêreld is ekstreem, dit is verskriklik warm. En ons vind Jesus na 'n baie ver stap. En hy's moeg. Hy's uitgeput. Hy's nat gesweet en hy's dors. En hy gaan sit langs die put van Jakob. Want dis waar water is. Die disippels is na die dorpie net 'n entjie verder weg om kos te gaan koop. Vertel die verhaal ons. En Jesus soek na die koelte en die lafenis van die water van die oase rondom Jakob se put. Hy was moeg, uitgeput, gedreineer, dors. En indien die gebeure van Johannes 3 en 4 in kronologie plaasvind, wat ons nie seker is of het doen nie, dan het Jesus nog die vorige nag ook min geslaap, want hy was die nag besig met Nikodemus. Miskien was hy uitgeput. En is hier waar hy hom ontmoet het. Miskien was sy al die tyd die rede dat hy tot hier gekom het. 'n Samaritaanse vrou wat op die hitte van die dag die mees onwaarskynlikste tyd uitkom om water te kom skep. Normaalweg sou die vrouens van die dorp in die vroeë oggend of laatmiddag terwyl dit koel was, kom water skep het vir hulle huise. Maar hierdie vrou kom juis doelbewus op hierdie tyd, wanneer die middagson op sy felste brand, want sy weet sy sal alleen wees. Sy weet daar gaan niemand anders wees saam met haar by die put nie. En sy sal weg wees van die veroordelende kyke van die ander vrouens. Weg van die agter die hand gefluister en geskinder van vrouens wat dalk eens op 'n tyd haar vriendinne was. As hier waar die twee moereisigers mekaar ontmoet. Die Joodse rabbi, na 'n lang dag se stap, op die warm paaie van Palestina, moeg, dors. En die Samaritaanse vrou, net so moeg van die lewenspad wat sy moes loop en dors vir iets beters as haar lewe tans. Twee reisigers, albei dors, op soek na net 'n bietjie lafenis. En wanneer die vreemde man moeg en vol stof en sweterig haar vir water vra, herken sy hom as 'n Joodse man. En kom aan, wat is die kans dat 'n Joodse man vir haar 'n vrou, 'n Samaritaanse vrou, in die Jode se oë 'n hond, sal water vra?
iets is nie reg nie. Daar moet 'n verskuilde agenda wees. Dis alom bekend dat selfs die eet en die drinkgerei, die borde en die bekers van Samaritane deur Jode gesien was as onrein. So, hy moes seker baie dors gewees het as hy bereid was om water uit haar Samaritaanse kruik te drink. En sy vra hom, hoe vra jy 'n Jood vir my vir water? Dit maak nie sin nie. En dan antwoord hy haar. In Johannes 4 vers 10. As jy van die gawe van God geweet het, en wie dit is wat vir jou vra, gee my water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou die lewende water gegee het. Wil jy nie eerder die water drink wat ek het om vir jou te gee nie? Jesus sien die dorstigheid in haar, die dorstigheid in haar siel. En alhoewel Jesus daar dors sit, self net lus vir 'n bietjie van die water van hierdie put, sien hy 'n dors wat baie dieper is. En hy kan dit les met water wat haar vir altyd sal hydreer. Maar hierdie vrou en Jesus praat by mekaar verby. Want hoe sou hy tog vir haar kan water gee? Hy het nou net vir haar vir water gevra. Hy is die een wat dors is. En hy het nie as 'n skepding nie. En wat se water kan 'n mens se dors tog in elk geval vir ewig wegvat? Daar bestaan mos nie so iets nie. Hier is die put wat voorvader Jakob self gegrou het. Hoe kan enige iemand, veral 'n Jood, wil kom voorgee dat daar op enige plek in hierdie wêreld beter water is as Jakob se put se water? Ons lees hoe sy met hom in interaksie tree in vers 11 tot 14. Die vrou sê vir hom, meneer, eet eers 'n skepding nie. En hierdie put is diep, waarvandaan kry jy die lewende water? U is tog nie belangriker as ons vader Jakob nie. Hy wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het, en ook sy seuns en sy vee. En Jesus sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink sal weer dors kry, maar wie van die water drink wat ek hom gee, sal tot in ewigheid nooit dors kry nie. Die water wat ek hom gee, sal in hom 'n fontein van water word wat uitborrel tot die ewige lewe. En dan sê sy vir hom in vers 15, meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie dors word en hierheen kom, nou nodig het om hierheen te kom om te kom skep nie. As daar regtig sulke tipe water is, as daar regtig water is wat beter is as Jakob se put, as daar regtig water is wat my dors vir ewig kan les, gee dit vir my. En dan tipies aan Jesus, wat altyd die vreemde goed doen, omdat hy die mens se hart ken, kom hy uit die bloute uit met 'n versoek wat die hele dinamika van die gesprek verander. Meneer, gee vir my van daardie water. Jesus sê, maar wat jy eintlik nodig het, is meer as net water, wat belangriker is, of wat meer jou dors kan les as Jakob se water. Hy sê, vir haar, gaan roep jou man. Want daar's iets anders in jou, wat eintlik aangespreek moet word. Gaan roep jou man, en vinnig was haar antwoord, ek het nie een nie. Ek het nie 'n man nie. En dit was veronderstel om die gesprek net daar te smoor, net daar te stop. Enige verdere persoonlike vraag wat hierdie vreemdeling wil vra, net daar uit te skakel. Ek het nie 'n man nie, maar Jesus is nog nie klaar met haar nie. En sonder dat hy 'n harde toon van veroordeling het, 'n toon wat hierdie vrou so goed geken het in die dorp waarin sy bly, sê hy vir haar, ek weet, jy het al 5 gehad. En die een wat jy nou het, is ook nie jou man nie. En in daardie een sin ontbloot Jesus die stikkendheid van 'n gebroke egbreekster. En wat ook al die details van haar lewensgeskiedenis was, weet ons. Maar is duidelik dat haar lewenspad haar 'n moe reisiger, 'n dorstige reisiger in hierdie wêreld gemaak het. En duidelik dat die dors van verwerping en seer en misbruik en verkeerde keuses
en sonde haar geestelike keel getuister het. Hierdie vrou was moeg en dors vir net 'n bietjie hoop. En Jesus gebruik sy eie dorsheid as 'n springbord om by haar dorsheid uit te kom. Jesus kom assosieer met haar op 'n persoonlike vlak, op 'n vlak wat sy ken, op 'n vlak wat sy verstaan, sodat hy met haar kan praat, op die vlak wat hy verstaan, sy nodigheid. En tipies aan die mens, wanneer ons gekonfronteer word met ongemaklike onderwerpe oor ons eie lewe, verander sy vinnig die trant van die gesprek. Hy sê nog vir haar, ja, ek weet jy het nie 'n man nie. Jy het al 5 gehad en die een wat jy nou het is ook nie joune nie. En sy verander die trant van die gesprek heeltemal en sy sê vir hom in vers 19: Ek sien dat u 'n profeet is. Ons voorvaders het op hierdie berg aanbid. Maar julle sê Jerusalem is die plek waar aanbid moet word. En Jesus sê vir haar, vrou, glo my, daar kom 'n tyd dat julle die Vader nog op hierdie berg en nog in Jerusalem sal aanbid. Nie op hierdie berg of op Jerusalem nie. Julle aanbid dit wat julle nie verstaan nie. Ons aanbid dit wat ons verstaan, want die verlossing kom uit die Jode uit. Jesus praat van homself. Hy praat nie van die feit dat Joodsheid jou red nie. Daar kom 'n tyd egter. Nou kom ons stop eers daar. Sy sê, ek kom agter dat jy 'n profeet is. So kom ons praat eerder 'n bietjie oor godsdiens. Genoeg van my. Genoeg van my lewe. Ek wil nie verder oor my praat nie. Ek wil nie verder oor my 5 mans en die huidige een wat nie myne is. Ek wil nie daaroor praat. Kom ons praat oor godsdiens. Julle Jode reken mos daar in die tempel in Jerusalem. Dis waar 'n mens moet aanbid. Maar weet jy dat die beste plek waar jy eintlik kan aanbid is hier in Samaria op hierdie heilige berg? En weer eens wys Jesus sy besonderse karakter wanneer hy nie hierdie vrou afjak met 'n nou hoekom verander jy die onderwerp nie. Nee, Jesus sê okay. As dit is waaroor jy wil praat, dan gaan ek saam met jou. Dan praat ons daaroor. Is reg, as jy nie oor jou lewe wil praat nie en jy wil oor godsdiens praat, dan praat ons oor godsdiens, maar lewende water gaan ek vir jou lewende water gee. Hoe jy dit ook al wil hê. En ons lees in vers 21. Jesus sê vir haar, vrou, glo my. Daar kom 'n tyd dat julle die Vader nog op hierdie berg, nog in Jerusalem sal aanbid. Julle aanbid dit wat julle nie verstaan nie. Ons aanbid dit wat ons verstaan, want die verlossing kom uit die Jode. Daar kom egter 'n tyd. En dit is nou dat die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader wil juis sulke aanbidders hê. God is gees, en wie hom aanbid moet hom in gees en waarheid aanbid. Die vrou sê toe vir hom, ek weet, die Messias kom. Hy wat die Christus genoem gaan word. En wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Jesus sê, miskien is die beste vorm van aanbidding daardie tipe wat op pad is. Die tipe wat nie in Jerusalem gesentreerd gaan wees by die tempel of hier op julle Samaritaanse berg nie. Die tipe wat ware aanbidding is. Die aanbidding wat kom is die aanbidding wat in gees en waarheid is. En dit sal wees waar die aanbidders is. Miskien het Jesus hierso gesin speel op die koms van die Christelike kerk. Dat aanbidding gebeur nie meer op 'n plek nie. Die plek is waar die aanbidders is. En Jesus sê dit sal dieper strek as plek aanbidding, dit sal hart aanbidding word. En hierdie gedagte is amper vir haar te veel om in te neem, en sy sê, ek verstaan nie wat jy sê nie. Ek verstaan nie wat jy sê. Ek weet daar kom 'n Messias, ek weet daar kom 'n Christus en hy sal vir ons hierdie goed verduidelik. Verstaan nie wat jy sê nie. En dan kom die antwoord in vers 26. En Jesus sê vir haar, ek is die een wat met jou praat. Ek is. Selfde woorde wat
Ek is wat ek is, wat God aan Moses openbaar toe hy vir hom vra, wie is dit wat met my praat? Ek is. Ek is die God van hemel en aarde. Ek is die skepper God. Ek is die God van Jakob wat hierdie put vir hom gegee het. Ek is die een wat water vir die Samaritane oor duisende jare uit hierdie put uitgee. Ek is die een wat vir jou kan verduidelik. Die een vir wie julle almal, die Jode en die Samaritane so lank wag, dit is ek. Dit is ek, die Messias, die verwagte een, dit is ek. Ek is moeg en ek is vol stof en ek is sweterig en ek is dors na hierdie dag se stap. Maar dit is ek is. Die een wat vir 'n moe lewensreisiger stikkend gestap oor die klippaaie van die lewe. Water van lafenis bring, dit is ek. Jesus wat hier by die put van Jakob sit. Dit is ek, die Joodse man wat vir jou, 'n Samaritaanse vrou, water vra. Dit is ek, die Messias wat vir jou, my kind, water aanbied. Hierdie ontmoeting met die moe, dors vreemdeling wat van Judea afkom, verander hierdie Samaritaanse egbreekster se lewe vir altyd. Ons lees nergens dat sy hom wel water gegee het om sy dors te les nie. Dalk het sy. Maar Jesus gee vir haar die water van die lewe. En nooit weer, ten spyte van die moeilike paaie van haar lewe, sou die siele dors haar so kom oorval nie. Want sy het hom gevind. Christus, die Messias. En ons lees in die verhaal dat sy het vir almal gaan vertel dat sy hom gevind het en hulle het gekom om hom te kom sien. Wat 'n onwaarskynlike einde aan hierdie verhaal. Die eens verwerpte, beskinnerde, stikkende mens vol van die lewe se stof en sweet en dorsheid. Sy getuienis van 'n man wat haar ken, bring 'n hele dorp se mense na Jesus toe, na 'n dorsman wat by die put sit. My vriende, hierdie is 'n goeie wegspringplek om hierdie naweek oor dors te gesels. Want wat beteken 'n Jesus wat sweterig en vol stof en moeg en dors is vir jou? Vir jou wat 'n moe reisiger op jou lewenspad is. Vir jou wat stikkend gestap is deur die onregte wat aan jou gedoen is. Deur die verkeerde besluite in jou lewe. Wat dors is na siekte en dood. Wat deur finansiële probleme en gebreekte verhoudings en dalk mislukte huwelike dors voel. Wat as gevolg van jou eie sonde dors is. Wat dalk as gevolg van ander se sondes dors is. Dis vir jou wat dors is, wat die Messias dors gestap het op hierdie aarde se paaie. En water van lafenis kom aanbied het, uit sy eie dorsheid uit. Maar voor hierdie vrou daardie water kom drink, die lewende water wat Jesus gee, moes sy eers besef hoe groot is haar behoefte aan daardie water. Met 'n uitdagende houding begin sy die Skepper eers uitdaag. Die Skepper van waterfonteine en riviere en die see en die mere en die een wat water gemaak het. Sê sy vir hom, jy het nie eers geskep nie.
Wie vir my water? Met 'n uitdagende houding het sy vir hom gesê dat die tydelike water wat sy drink genoeg is. En dat daar geen manier is dat hy vir haar iets beters kan gee nie. En toe hy vir haar behoefte aan lewende water oopmaak, deur haar stikkendheid voor haar bloot te lê, het haar houding nog steeds nie veel verander nie. Toe hy vir haar sê, ek weet wie jy is, ek weet van jou 5 mans, en ek weet van die 6de een wat nie joune is nie. Sê sy eintlik vir hom, profeet, gaan terug na jou Joodse tempel toe. Ek sal God hier, op die heilige berg in Samaria aanbid. Ek sal die dors daagliks tydelik kom les hier by die put en God aanbid soos ek goed dink. Maar steeds los Jesus haar nie. Ten spyte dat sy hom bly uitdaag. Nee, hy stel aan haar bekende aanbidding van waarheid en gees, wat haar dors vir altyd kon les. Uitkoms vir hierdie vrou se dors sou nie kom by die daaglikse water wat sy kom haal by die put van Jakob nie. Uitkoms vir haar dors sou nie kom in die formele vormsgodsdiens van of die Jode of die Samaritane nie. En net so sal ons dors na water, na ewige water, nooit geles kan word in die tydelike uitkomste wat die wêreld bied nie. Ons gaan hierdie 1 of 2 keer herhaal in die volgende 2 of 3 dae. Ons dors kan nie geles word in die middelmatige lewensbestane wat ons maak uit ons beroepe nie. Ons werklike dors kan nie geles word deur allerhande verslawings, dinge waaraan ons gryp om te dink dit gaan ons beter laat voel nie. Ons werklike dors kan nie geles word in ongesonde verhoudings nie. Ons word nie verfris deur die aanbiedinge van hierdie wêreld nie. Dit bly ons dors los. Die op en af loop na die tydelike vrot waterbronne, hoe lekker dit ook al mag lyk, sal ons net vol dors los. En ons sal moeg en uitgeput en stikkend bly. Die hydrering wat ons nodig het, kom nie eers in formele vorms van godsdiens nie. Wat ons so maklik aankleef, ons kerk, en die manier hoe ons kerk doen, dit les ons, nee, dit les nie ons dors nie. Lewende water, ewige water, kom in waarheid en in gees. Dit kom in die hart van 'n dorstige siel wat die Messias, die Christus ontdek. Lewende water borrel, dit ontplof amper as 'n woestyn in ons, as 'n fontein in ons lewens wanneer ons Jesus ontdek. As ons hom leer ken as die bron van lewenswater, as ons Jesus ontmoet, as ons 'n werklike persoonlike ontmoeting met Jesus het, 'n verhouding met hom ontdek, kom verander hy ons lewens. As ons kan besef dat hy het begrip en verstaan vir ons lewe, vir ons situasies. Hoekom? Want hy was hier en hy het dors uit self ervaar. Hy ken ons uitdagings, hy ken ons lewe, soos hy daar die vrou van Samaria se lewe geken het. Lewende water, wat die lewe vir jou en my die moeite werd maak om te drink, is in 'n ontmoeting, 'n verhouding, 'n koneksie, wat jy dit ook al wil, met Jesus alleen. Lewende water vir die lewensdors van wêreldlinge kom in die vorm van die verwagte een. Die een wat by die put kom sit en sê, ek is dors. Geef vir my jou water.
Gee vir my wat jy het. Al is dit hoe nutteloos, al is dit hoe sinneloos, al lyk dit hoe vrot, al is dit vir jou mag dit die grootste en die belangrikste goed in jou lewe lyk. Vir Jesus is daai water by die put van Jakob niks. Hy sê, gee dit vir my. Gee vir my wat jy in jou hand het. Gee vir my jouself. Sodat ek vir jou soveel meer kan gee. Lewende water word gevind in Jesus. Wat op die paaie van jou lewe loop. En op die onwaarskynlikste plekke in jou lewe tevoorskyn kom. Want hy soek dorstiges. Hy soek hulle uit. Hy moet na hulle toe gaan. Hy kies nie die ompaaie om die dorstiges van hierdie lewe te vermy nie. Jesus weet wat in jou en my hart aangaan. En hier sit ons 'n klein groepie mense. Ons kyk na mekaar en ons dink, nee man, hierdie mense om my het hierdie lewe uitgefigure. Maar ons ken nie die dors uit in mekaar se harte nie. Jesus doen. En hy soek daai dorstiges om die ewige lewende lewenswater voor te gee. Die water wat in Jesus gevind word. Jesus wat self dors was. Soos wat ons in hierdie aand ingaan, hoop ek dat ons elkeen vanaand net 'n oomblik sal vat en sal sê, Here, hier is dit wat ek in my hand het. Hier is my Jakobsput water. Ek besef dis dalk nie veel werd in die groter prentjie van hierdie wêreld nie, maar dis wat ek het om te gee. Vat dit. Vat dit saam met my verlede. Vat dit saam met my dorstigheid. Vat dit alles. Maar gee vir my die lewende water. Wat my dors vir altyd sal wees. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir die God wat U vir ons is. Dankie dat U nie na hierdie aarde gekom het in groot en verhewe weelde en Uself in 'n paleis gaan tuismaak het waar U ontoeganklik was nie, maar dat U die strate, die paaie van Palestina gestap het, dat U dors geword het, terwyl U gesoek het na die dorstiges van hierdie wêreld. Dankie dat U Uself beskikbaar gemaak het vir mense wat dors is, deur Uself bloot te stel aan dorsheid. Dankie dat U by die put gaan sit het, sodat ons ook vandag daarvan kon lees en kon besef dat U soek nog steeds die dorstiges van hierdie wêreld. Here, gee vir ons die lewende water. Gee vir ons Uself. Help ons om daardie ontmoeting, daardie verhouding met U te hê, waar die lewensdors vir altyd sal lees. Dankie dat U eens dors was, sodat ons water kan hê om te drink. Seën ons asseblief soos ons hierdie aand ingaan, ook die res van die naweek. Wees ons naby. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen.